Goeiemôre, ek is juffrou Jana Terblanche, 'n oud skoolhoof en Afrikaans onderwyser van die Gereformeerde Skool Dirk Posma en tans werk ek as Afrikaans onderwysspesialis by die Skole Ondersteuningssentrum. Dit is my fotootjie hier linksonder en regsonder is my gerad mannetjie. By die SOS is die Afrikaanse vakvereniging se naam gerad, omdat gerad beteken dat jy altyd gereed is vir iets. Nou, ek hoop om jou gereed te kry om sinsleer beter te verstaan vir jou eindeksamen wat sommer vinnig om die draai is. Eers net ietsie humoristies. Ek sê skryf reg of jy is dalk weg. Lees bietjie hierdie sinnetjie. In die hemel is ek niet, in die hel dat weet ek wel. Nou as mens hierdie sinnetjie lees, dan beteken dit jy is in die hel. In die hemel is ek niet, in die hel dat weet ek wel. As jy kommas op die regte plekke sit, dan verander die betekenis van hierdie sinnetjie daarna toe dat jy in die hemel gaan eindig. In die hemel is ek niet in die hel, dat weet ek wel. So dis sommer net om die belang van kommas in skryfwerk te wys, met ander woorde hoe ons sinne saamvoeg, kan vir ons dalk beteken of ons hel toe gaan of hemel toe gaan, so sommer net op 'n ligter noot. As ons kyk na sinsleer, dan sê ons dat 'n sin is 'n samehangende groep woorde wat definitief een of meer selfstandige werkwoorde bevat. Samehangend beteken daar is orde, en daarin sien ons ook die woord orde van 'n sin, hoe belangrik dit is, en samehangend beteken ook daar is 'n logiese verbondenheid van woorde aan mekaar, met ander woorde nie losstaande woorde nie. Dit is wat 'n sin dan vorm. Dit kan baie kort wees en maar slegs uit een woord, 2 of 3 woorde bestaan. Dink maar net aan hierdie volgenis: gaan weg, eet jou kos, loop. Loop sê vir jou duidelik genoeg wat om te doen, sonder dat daar meer woorde by betrokke is. Aan die ander kant kan ons baie langer sinne kry, byvoorbeeld hierdie een: daardie vrou met die rooi rok van wie ek jou vertel het, staan doodstil agter in die teater en sy praat heeltyd nie 'n woord met enige iemand wat die vertoning wat aangebied word bywoon nie. 'n Lang sin met baie inligting. Ons gaan vandag kyk na die verskillende sinstipes. Die woordvolgorde in sinne speel ook 'n rol, want sommige voegwoorde soos omdat en terwyl beïnvloed die volgorde van die woorde na die voegwoord. As jy byvoorbeeld na hierdie 2 sinnetjies kyk: ek hou van 'n braaivleisvuur, dit laat my ontspan. Wanneer jy nou hierdie 2 sinne saamvoeg met die voegwoord omdat, dan sal jy sien dat die laat my word nou my laat. Hoe klink hy nou? Ek hou van 'n braaivleisvuur omdat dit my laat ontspan. So die voegwoord omdat veroorsaak dat woorde na die voegwoord se plekwaarde verander. Soms beïnvloed die plek van die woord in 'n sin wel die betekenis van die sin, en daaroor is dit belangrik om in skryfwerk te onthou dat hoe jy jou woorde gebruik, as jy van voorplasing of agterplasing gebruik maak, kan jy sekere woorde beklemtoon. Die voorbeeldsinnetjie hier is: ek wou jou net help. Die klem val op die woordjie net. Met ander woorde, wat dit sê is, al wat ek wou doen was om jou te help. Kyk as jy dit nou op 'n ander plek plaas. Net ek wou jou help. Onmiddellik is die betekenis anders, want dit sê ek was die enigste persoon wat jou wou help. Daar was nie nog iemand anders nie, net ek wou jou help. Sinstipes, ons onderskei tussen 'n paar. Hier gaan ons na 4 kyk, en dit word bepaal deur die doel of die funksie van die sin en die volgorde van die woorde. 'n Stelsin gee vir ons 'n inligting of 'n mening. Dis bloot net 'n stelling wat gemaak word, daar is nie baie emosie by betrokke nie. Marie werk deeglik. 'n Vraagsin vra inligting. Jy sal sien, dis dieselfde woorde, net in 'n ander volgorde met 'n vraagteken by. Werk Marie deeglik? 'n Bevelsin, dit gee vir ons dan nou instruksies of bevele. Werk deeglik Marie, en die uitroepteken sê vir ons dat ons hier met 'n bevelsin te doen het. 'n Uitroepsin aan die ander kant druk gevoelens uit, soos vrees, pyn, blydskap, verbasing. Ons praat ook van tussenwerpsels. As Marie tog net deeglik gewerk het. Dit is met ander woorde eintlik so 'n bietjie van 'n wenssin ook.
Hoera! Ons skree dit wanneer ons span wen, wanneer ons opgewonde is, wanneer ons bly is. So dit is die verskillende tipe sinne wat ons kry. Sinswyses is iets anders. Dit wys vir ons meer op die gebruik van die werkwoord, die verband van die werkwoord binne in 'n sin. Jy het al gehoor van die infinitief, die twee woordjies te of om te. Dis goed om genoeg te slaap en jy hoef nie tuis te bly nie. Of die om te kan selfs ontbreek. Ons kan sê swem is lekker, maar jy weet dat om te vooraan gevoeg kan word. So die wyse van skryf noem ons infinitief. Dan die aantonende of die aanwysende vorm is maar eintlik die gewone manier wat ons tye gebruik, byvoorbeeld in die leidende en bedrywende vorm, ek eet 'n appel word geëet. Die volgende een, aanvoegend, toevoegend of konjunktief, is 'n tipe vraag wat hulle nou die afgelope paar jaar elke keer in die eindeksamen vra. En dit hou spesifiek vir ons op 'n moontlikheid, 'n waarskynlikheid of 'n wens. Byvoorbeeld, sy sal seker nog kom, of as ek maar beter geluister het, in 'n wenssin, mag dit baie goed gaan. Ek sou ook ons sê, miskien sal die pikke weer die koffsies met InterVarsity kan wen hierdie jaar. So dis nie 'n werklikheid, 'n feitelikheid wat gestel word nie, daar's 'n moontlikheid, 'n waarskynlikheid, 'n miskien by betrokke. En jy moet dit maar leer, want die woord aanvoegend of toevoegend klink nie asof dit verband hou met waarskynlikheid nie. So dit is nogal een van die taaltammeletjies wat jy maar net moet leer. Gebiedende wyse, dit is soos die opdragsin, is waar 'n versoek, 'n verlange of bevel uitgespreek word, was jou hande. En dan 'n vraende wyse, wat ons nou ook al gehad het, waarom is jy laat of sal jy my help? Dan dui die vraagteken vir ons aan dat daar inligting gesoek word. Ons gaan vandag kyk na 'n paar tipe sinne, soorte sinne, naamlik die enkelvoudige sin, die saamgestelde sin, bysinne en veelvoudige sinne. Jy sal sien dat daar by bysinne nog verdere onderafdelings is, soos die onderwerpsin, die voorwerpsin, die gesegdesin en byvoeglike bysin, en dat bysinne is sinne wat nie alleen kan staan sonder 'n hoofsin nie. In die volgende skyfies gaan ons meer na elkeen van hierdie kyk. Die enkelvoudige sin weet ons bestaan uit die onderwerp, 'n gesegde en 'n voorwerp, net een gesegde. Dit is ook nie altyd nodig dat 'n enkelvoudige sin 'n voorwerp hoef te hê nie. As ons kyk na die voorbeeldsin, die dogters gee die netbalbal aan hul afrigter, gaan ons dit nou verdeel in die volgende sinsdele, naamlik die onderwerp, die gesegde, die direkte voorwerp en die indirekte voorwerp, wat dan nou die volgende is. Die dogters is ons onderwerp, gee die gesegde, die direkte voorwerp die netbalbal en die indirekte voorwerp aan hulle afrigter. As ons nou kyk na die resep om hierdie verskillende dele te bepaal, dan sal dit ook vir jou makliker wees om die plek te bepaal. In kort is dit so dat wanneer jy sinsontleding kan doen op hierdie manier, dan gaan jy jou woordsoorte ook makliker verstaan. Want wanneer ons kan sê dat daar 'n onderwerp, 'n gesegde en 'n voorwerp in 'n sin is, dan het ons outomaties dadelik met selfstandige naamwoorde, werkwoorde en soortnaamwoorde te doen. En rondom hierdie woorde word daar dan nou ander gebruik wat vir ons meer oor die onderwerp, oor die gesegde of oor die voorwerp sê. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Die direkte of indirekte voorwerp kan ook 'n voornaamwoord wees. Met ander woorde, dit hoef nie 'n selfstandige naamwoord of 'n soortnaam te wees nie. Ons kan byvoorbeeld sê dat Martie koop dit vir haar. En met ander woorde nie Martie koop brood vir haar of Martie koop kaas vir haar, wat 'n soortnaam is nie. Dit kan ook 'n direkte voorwerp wees. Bepalings is frases of sinsnedes en dit is nie sinne nie, want hulle bevat nie gesegdes nie. Onthou dit mooi, waar die bysin wel 'n werkwoord in het 'n bepaling nie 'n werkwoord in nie, dit bevat geen gesegde nie. Dit kan uit een of meer woorde bestaan en ons onderskei tussen twee soorte bepalings. In die eerste plek kyk ons na die byvoeglike bepaling.
Dit word gebruik in die plek van 'n byvoeglike naamwoord en het betrekking op die onderwerp of die voorwerp. Die dogters met die groen rompies speel netbal. Hierdie blou uitgeligte woorde met die groen rompies beskryf vir ons die dogters en nie die woord speel of netbal nie. So, dit word met ander woorde soos 'n byvoeglike naamwoord gebruik, maar dit is nou 'n bepaling, want daar is meer woorde by betrokke, en dit het betrekking op die onderwerp die dogters. Nog 'n voorbeeld is, die dogters speel netbal gewild onder dogters. In plaas van om te sê die dogters speel netbal 'n sportsoort wat gewild is onder dogters, het ons nog steeds hier net met 'n enkelvoudige sin te doen, want daar is net een werkwoord in, net een gesegde, en dit het betrekking op die voorwerp netbal, en daaroor is dit ook 'n byvoeglike bepaling. Bywoordelike bepalings aan die ander kant is woorde of meer as een woord wat betrekking het op die gesegde, en dit dui vir ons tyd, plek, wyse, rede, oorsaak of doel aan. Kyk na die voorbeeldsinne. Die dogters speel netbal op Woensdae. Hier kan ons die vraag vra, wanneer speel hulle? En dan kry ons die antwoord Woensdae. So dis 'n bywoordelike bepaling van tyd. Die dogters speel op die baan. Waar speel hulle? Dit dui vir ons die plek aan, met ander woorde dis 'n bywoordelike bepaling van plek. Die dogters speel netbal met entoesiasme. Hoe speel hulle netbal? Die wyse waarop hulle speel, bywoordelike bepaling van wyse. Die dogters speel netbal uit belangstelling. Hoekom speel die dogters netbal? Die rede daarvoor is uit belangstelling, so dis 'n bywoordelike bepaling van rede. Die dogters speel netbal om fiks te word. Wat is die dogters se doel met netbal? Hoekom speel hulle? Hulle wil graag fiks word. So dit is 'n bywoordelike bepaling van doel. As ons nou kyk na die resep om sinsdele te identifiseer, dan het ons die voorbeeldsin, Piet met die kort hare het die vuil boek gister geneem. En ons maak hier gebruik van kleurkodes. Ek sê, die gesegdes is groen, liggroen, het geneem, onthou 'n hulpwerkwoord saam met 'n hoofwerkwoord vorm steeds net die gesegde. Dan die onderwerp is in ligblou, die voorwerp is in donkerige groen, en dan die bepalings is in pers. As ons wil bepaal wat die gesegde is, dan weet ons, dit is die werkwoorde, het geneem. Stap 2 is om die onderwerp te bepaal, en dan gaan jy vra, wie of wat die gesegde, wie of wat het geneem. En die antwoord wat ons dan kry is, Piet het die vuilboek gister geneem. So met ander woorde, die onderwerp is Piet. Die derde stap is om die voorwerp te bepaal, en daar gaan ons vra, wie of wat die gesegde het die onderwerp Piet geneem. Wie of wat het Piet geneem? Piet het die boek geneem, en dit is hoe ons dan nou bepaal dat dit die voorwerp is. Die volgende een is om te bepaal of daar 'n indirekte voorwerp is, en dan sou ons gevra het, aan wie of vir wie of wat het Piet die boek gegee? En dan kom ons agter, daar's nie 'n antwoord nie, want daar staan net Piet met die kort hare het die vuil boek gister geneem. So daar is dan nie 'n indirekte voorwerp nie. Bepalings wat ons nou van geleer het, is om vas te stel, is dit die gesegde wat beter beskryf word, of is dit die onderwerp of die voorwerp? En hier vra ons, watter Piet het die boek geneem? Piet met die kort hare, en watter boek? Die vuilboek. So dis byvoeglike bepalings. Wanneer het Piet hierdie boek geneem? Waar, wanneer of hoe? Gister het Piet die boek geneem. Dit is met ander woorde 'n bywoordelike bepaling van tyd. As ons na die volgende enkelvoudige sin uitgebreid kyk, nog steeds dieselfde kleurkodes, en ons sê die seun skryf in die boek, dan is die seun die onderwerp, skryf die gesegde, en in die is 'n bywoordelike bepaling van plek,
boek dan nou die direkte voorwerp. Veelvoudige sinne, en hier moet jy mooi oplet, daar is 'n verskil tussen veelvoudige sinne en saamgestelde sinne. Ons veelvoudige sin is 'n sin wat uit meer as een hoofsin bestaan. En elkeen van hierdie sinsdele, hoofsinne, is gelyk aan waarde. Dit staan bloot net langs mekaar. Neweskikkend, sinoniem vir newe is gelyk. Hulle is gelyk aan mekaar, maar daar is meer as een gesegde. Elke hoofsin kan selfstandig staan en word aan mekaar verbind met neweskikkende voegwoorde. Daaroor word dit dan ook neweskikkende hoofsinne genoem. Die neweskikkende voegwoorde wat jy moet ken is en, of, maar, want. Jy sal sien dat die woordorde van sinne nie verander na die voegwoorde nie. Kyk byvoorbeeld na hierdie. Hierdie twee sinne kan apart staan. Ek het nie kom eet nie, punt. Hoofletter, niemand het my geroep nie, punt. Wanneer ons nou hierdie twee sinne verbind met die voegwoord want, dan sien jy dat die woordorde nie verander nie. Ek het nie kom eet nie, komma, want niemand het my geroep nie. Weer 'n keer twee hoofsinne, Marisa eet 'n appel, Hildegard eet 'n peer. En ons verbind hulle met die neweskikkende voegwoord en. Die klok het al gelei, maar die leerders is laat. Weer dieselfde, twee hoofsinne, die klok het al gelei, die leerders is laat. Elkeen kan op sy eie staan. Dan die voegwoord of, hulle kan alleen ry, ons kan almal saamgaan. Of ons kan almal saamgaan. Maar bogenoemde sinne kan ook met 'n kommapunt geskei word deur die voegwoorde weg te laat en nog steeds te sê daar is verband tussen die twee. Johan eet nie vleis nie, hy eet baie stysel. Aan die woorde verbandhoudende sinne nog steeds. Die saamgestelde sin het ook meer as een gesegde, maar daar is 'n hoofsin en 'n bysin. 'n belangriker sin en 'n bysin is 'n sin wat nie op sy eie kan staan nie. Die dogters wat in graad 11 is, speel netbal. Twee gesegdes, is en speel. 'n gesegde kan ook uit meer as een soort werkwoord bestaan. Byvoorbeeld die dogters wat volgende jaar in graad 10 sal wees, het netbal gespeel. Sal wees en het gespeel is dan nou ons gesegdes. Die dogters wat in graad 10 is, speel netbal waarvan hulle baie hou. Daar kan jy sien, daar is somme meer as een werkwoord gesegde. Dit bestaan uit 'n hoofsin en twee bysinne, wat in graad 10 is en waarvan hulle baie hou. En die bysinne kan nie alleen staan nie. Wat in graad 10 is, kan nie alleen staan nie, en waarvan hulle baie hou, kan ook nie alleen staan nie. So dis 'n hoofsin en twee bysinne. Wanneer ons kyk na tipes bysinne, onderskei ons tussen die byvoeglike bysin en die bywoordelike bysin. Die byvoeglike bysin word ingelei deur die betreklike voornaamwoorde wat, waarop, waarmee, waarvan ensovoorts, terwyl die bywoordelike bysin vir ons die vraag van tyd, wyse, plek, wat ons nou ook met die bepalings gehad het, met die bywoordelike bepalings, het ons nou dieselfde met die bysinne. Gaan hulle net vinnig deur, van tyd, van plek, en die volgende enetjie sê vir ons dat daar ook een is van wyse, van hoe word iets met ander woorde gedoen. Johan gaan te kere asof hy besete is. Van graad, hoe goed word iets gedoen of gesê. Ons leer ons werk totdat ons dit baie goed ken. So, totdat ons dit baie goed ken, is met ander woorde die bywoordelike bysin van graad. Ons gaan nou kyk na die resep oor hoe ons dit kan ontleed. 'n laaste enetjie nog hier van modaliteit. Dit sê vir ons dat hy dalk die lottokaartjie mag wen. Die selfstandige bysin, ons kry 3 soorte bysinne. Die onderwerpsin is dan nou waar die onderwerp uitgebrei word totdat dit 'n gesegde bevat. Byvoorbeeld, dit is waar dat hy verongeluk het. Dit is waar dat hy verongeluk het. Kan ons heeltemal weglaat en net sê dit is waar. Ons sal nou kyk as ons hom ontleed hoe ons daarby uitkom. Die voorwerpsin is dan wanneer die voorwerp uitgebrei word, hy voorspel dat dit sal reën. Hy voorspel is dan die voorwerpsin.
En die gesegde sin volg altyd direk na koppelwerkwoorde. Die koppelwerkwoorde moet jy ook nou al teen hierdie tyd uit jou kop uit ken. Lyk, skyn, is, word, heet, blyk en was. Byvoorbeeld, hy is 'n staatmaker. Hy is wat almal van hom sê. Wat almal van hom sê is dan die gesegde sin. Met ander woorde, dit vervang 'n hele sinsteel. Hoe gaan ons hierdie hoofsinne en bysinne van mekaar onderskei? In die eerste plek gaan jy die gesegde onderstreep. In stap 2 gaan jy die voegwoorde, hetsy en maar, want, as, of die betreklike voornaamwoorde, wat, waarop, ensovoorts gaan jy soek en omkring. En in die derde stap gaan jy 'n hakkie om die omkringde voegwoord of betreklike voornaamwoord voeg en dan die hakkie weer sluit na die eerste leesteken. Die gedeelte tussen die hakies is dan gelyk aan die neweskikkende hoofsin of die bysin. Neweskikkende hoofsin word ingelei deur en, maar of want. En dan is die hoofsin is die gedeelte buite die hakies. Bysinne word ingelei deur betreklike voornaamwoorde. Kyk na die voorbeeld wat ons nou hier gaan toepas. Die voorbeeldsin is, hy het vertrek nadat hy sy werk afgehandel het. Stap 1, ons gaan die gesegdes onderstreep. Hy het vertrek nadat hy sy werk afgehandel het. Die oomblik as ons sien daar is 2 gesegdes, beteken dit ons het of met 'n veelvoudige of met 'n saamgestelde sin te doen. In hierdie geval gaan ons nou na die voegwoord of die betreklike voornaamwoord soek en ons gaan hom omkring. En dan gaan ons die hakkie voor die omkringde woord sit en die hakkie sluit na die eerste leesteken, met ander woorde na die punt, na afgehandel het. Die sin wat saam met die voegwoord of die betreklike voornaamwoord gaan, is altyd die onderskikkende sin of die bysin. Hier het ons met ander woorde die voorbeeld dat nadat hy sy werk afgehandel het, is die bysin en hy het vertrek is die hoofsin, dit staan buitekant die hakies. Ek hoop jy het dit nou onder die knie. Dan die volgende gedeelte is direkte en indirekte rede. Nou, dit is so bietjie soos dialoog en so bietjie soos kinder. Ons almal vertel maar een of ander tyd 'n storieetjie oor wat ons gehoor het. Nou, in direkte en indirekte rede sê ons, as ek nou vir jou iets vertel, dan is ek besig met die direkte rede. En wanneer jy dan na iemand anders toe gaan, na 'n derde persoon en oorvertel wat ek vertel het, dan is jy besig met die indirekte rede. So dan gebruik ons nie dieselfde leestekens in skryfwerk nie, want dit is 'n oorvertelling, dis nie die persoon se direkte woorde nie. Byvoorbeeld direk is, die seun het gesê, dubbelpunt, ek het die hond gister al gebad. Indirek, die seun het gesê dat hy die hond die vorige dag al gebad het. Jy sien die tekenkies is weg, sowel as daar het 'n woord verander. Nie gister nie, maar vorige dag. Ons kyk nou in meer diepte daarna. Leestekens in die eerste plek by direkte rede gebruik ons aanhalingstekens omdat dit 'n persoon se direkte woorde is, die dubbelpunt nadat ons die persoon se naam gesê het of voordat daar iets gesê gaan word, vraagteken wanneer daar 'n vraag gevra word, 'n uitroepteken wanneer dit 'n bevelsin is of 'n tussenwerpsel of so iets, 'n komma na 'n persoon aangespreek word of tussen 'n lys van selfstandige naamwoorde of soortname en 'n punt. 'n Punt word altyd gebruik om 'n sin mee af te sluit. By die indirekte rede het ons nie al bogenoemde leestekens nie, net 'n punt aan die einde van die sin. Die dubbelpunt van die direkte rede verander na dat, as dit 'n stelling is in die indirekte rede, of as dit, na die woordjie of, as dit 'n vraag is. Die seun sê, ek wil 'n appel eet. Indirek sal ons sê, die seun sê, hy wil 'n appel eet. Of, as ons die woordjie dat gebruik, sê ons, die seun sê dat hy 'n appel wil eet. As jy nie dat gebruik nie, bly die gesegde in dieselfde posisie. As jy dat gebruik, verskuif die hele gesegde na die einde van die sin en dieselfde met die woordjie of.
Wanneer jy 'n vraagsin van die direkte rede na die indirekte rede verander, word of baie keer gebruik, en wanneer jy die woordjie of gebruik, dan skuif die gesegde ook na die einde van die sin. Die voorbeeld hier is, die meisie vra, het jy 'n handsak by jou? En in die indirekte rede, die meisie vra of sy 'n handsak by haar het. Kyk waar staan die woordjie het nou in al twee hierdie sinne. 'n Paar dinge om te onthou. Baie belangrik by direkte en indirekte rede, die werkwoorde se tye bly dieselfde. Moet dus nie 'n sin wat in die toekomende tyd geskryf is verander na die verlede tyd nie. Jy kan nie sê, Sunny sê dubbelpunt, ek gaan my hare was, en dan sê jy in die indirekte rede, Sunny het gesê dat sy haar hare sou was nie. Dit is dan verkeerde tydsvorm wat jy gebruik. Voornaamwoorde, persoonlike en besittelike voornaamwoorde, verander van die direkte na die indirekte rede. Kyk na hierdie enetjie. Die meisie vra, Jan, het jy 'n mes by jou? Ons sal dit oorvertel deur te sê, die meisie vra vir Jan of hy 'n mes by hom het. Ons kyk na 'n paar voornaamwoorde wat verander van die direkte rede na die indirekte rede. Ek en jy gaan verander na sy en hy. My en jou na haar en sy. Myne, joune na hare of syne. Ons, julle na hulle. Ons sin, julle sin, besittelike voornaamwoord na hulle sin. Gaan kyk bietjie na sinne en dan wanneer jy dit oorvertel sal jy agterkom jy gebruik nie meer myne en joune nie, maar hare en syne. Dan tyd en plekwoorde verander ook van die direkte na die indirekte rede. Let op dat wanneer die seun sê ek gaan môre my hond bad, dan gaan jy in die indirekte rede sê die seun sê hy gaan die volgende dag sy hond bad. En jy kan self kyk na in jou studiegids van jou taalhandboek na die ander van direkte rede na indirekte rede se verandering. So ons kyk na bevele in die direkte en die indirekte rede. Die onderwyser sê, maak gou kinders. In die indirekte rede, die onderwyser beveel die kinders om gou te maak. Want die leestekens moet nou weggelaat word, maar wanneer ons kyk na bevele en vra ensovoorts, dan moet ons kyk met watter gevoel is die woorde in die direkte rede gesê en dit dan in die indirekte rede probeer vasvat. As dit byvoorbeeld was, die onderwyser sê, maak gou kinders, en dis met 'n skreeurige stem gesê, dan sal mens kon sê die onderwyser beveel kwaai dat die kinders gou moet maak. Nee, die onderwyser beveel kwaai, of hy roep met gesag uit dat hulle gou moet maak. Juffrou beveel, Piet werk. En in indirekte, juffrou beveel kwaai dat Piet moet werk. Of juffrou beveel pleitend dat Piet moet werk. So jou indirekte rede gaan jy ander woorde gebruik. As ons kyk na die teenwoordige tyd, wat ons nou gesê het, tye moenie verander nie. Sonja sê, ek lees 'n interessante boek. Sonja sê dat sy 'n interessante boek lees. Piet vra, is al die boeke ingehandig? En in die indirekte rede, Piet vra of al die boeke ingehandig is nie. Piet het gevra of al die boeke ingehandig is nie. En as ons kyk na nog verlede tydsinne, Rikus het gesê, ek het gister 'n 3 gedruk. Rikus het gesê dat hy die vorige dag 'n 3 gedruk het. Rikus het gevra, het ek verlede jaar 'n 3 gedruk? Rikus het gevra of hy die vorige jaar 'n 3 gedruk het. In ander woorde, nie verlede jaar nie, maar die vorige jaar, so is daar sulke wysigings. Wanneer ons iets in die verlede tyd rapporteer, dan verander al hierdie woorde nou, as, wanneer, dan, na toe. So kyk mooi wanneer jy die woordjie toe gebruik in die vertelling, oorvertelling in die verlede tyd. Nog 'n afdeling by sinsleer is leidende en bedrywende vorm. En kinders voel baie keer dat hulle ly met hierdie proses, dis vir hulle swaar. Maar wanneer jy eers net die beginsel onder die knie het, dan is dit eintlik baie maklik om enige sin
oor te skryf van lydend na bedrywend of andersom. Kyk byvoorbeeld na hierdie voorbeeld. Die jagluiperd vang die rooibok. Dit is vir ons baie belangrik om vas te stel in lydend en bedrywend wat die voorwerp van die sin is, want in die lydende vorm begin ons altyd met die voorwerp. Die rooibok word deur die jagluiperd gevang. Kyk mooi na die sin, die jagluiperd vang die rooibok, en om dit in die lydende vorm te skryf, sê ons, die rooibok word deur die jagluiperd gevang. As ons nou na die resep kyk om die sin in die lydende vorm oor te skryf, dan is daar 'n paar stappe wat jy moet volg. In die eerste plek moet ons vasstel in watter tyd die sin geskryf is. Die werkwoord van die sin gaan dit vir jou aandui. In die teenwoordige tyd sal ons sê, die hond blaf, in die verlede tyd, die hond het geblaf, in die toekomende tyd, die hond sal blaf. Dan moet ons in stap 2 die sin in die verskeie deeltjies, sinsdele verdeel, naamlik die onderwerp, die gesegde en die voorwerp. Die voorbeeld hier is die kat krap die baba. Nou weet jy die voorwerp is die baba en daaroor gaan ons met dit begin in die lydende vorm. Die baba word deur die kat gekrap. Wanneer daar voornaamwoorde is wat moet gewysig word, dan gaan jy dit in stap 3 doen. Hy skop die bal word deur hom geskop. Die 3 tye by lydend en bedrywend is dan die teenwoordige tyd en dit verskil in die bedrywende vorm na die lydende vorm. Ons het 3 voorbeeldsinne, die seun wen 'n trofee, hy neem 'n foto, sy verstaan die som. Kyk mooi by die seun wen 'n trofee, wat sou jy sê is die voorwerp? Ja, 'n trofee. Die trofee word deur die seun gewen. Hy neem 'n foto, ekskuus, daar moes 'n hoofletter gewees het by foto, 'n foto word deur hom geneem. Dis onnodig dat jy die deur hom elke keer herhaal by die lydende vorm. Jy kan net gesê het 'n foto word geneem ook. Dit sal ook reg wees. Sy verstaan die som word deur haar verstaan. Dan kyk ons na die verlede tyd. Weer 'n keer 3 voorbeeldsinne. Die seun het 'n trofee gewen, hy het 'n foto geneem, sy het die som verstaan. En hier moet jy baie mooi kyk. Baie kinders sukkel daarmee om te dink dat die woordjie is in die verlede tydsvorm van die lydende vorm gebruik word. Die seun het 'n trofee gewen, 'n trofee is deur die seun gewen. Die oomblik wanneer jy in 'n leesstuk sien dat die sinnetjie so staan, 'n trofee is deur die seun gewen, of 'n koerantberig is deur die joernalis geskryf, dan weet jy dis eintlik in die bedrywende vorm in die verlede tyd. So byvoorbeeld, hy het 'n foto geneem, 'n foto is deur hom geneem. Sy het die som verstaan, die som is deur haar verstaan. So let mooi op na die verlede tyd, hy is byna die moeilikste van lydend en bedrywend. Dan die toekomende tyd, gebruik ons altyd die woordjie sal. Hy sal 'n foto neem, die seun sal 'n trofee wen, sy sal die somme verstaan, en nie die woordjie gaan nie. 'n Trofee sal deur die seun gewen word. Daar's nie regtig wysiging nie, jy sien net elke keer dat die werkwoord ge vooraan kry, met die woordjie word daarby. Die som sal deur haar verstaan word. Nou wat nou gemaak as daar nie 'n voorwerp is nie, of as die sin in opdrag of vraagvorm is? Dit is eintlik baie eenvoudig. As daar nie 'n voorwerp in die sin is nie, verander dit soos volg in die lydende vorm. In die bedrywende vorm sal mens sê die tikster stik, of die seun speel. Dan gaan jy die woordjie daar gebruik. Daar word getik, daar word gespeel. En met 'n opdrag, onthou 'n opdrag word deur 'n uitroepteken aangedui, in die bedrywende vorm sny die brood, in die lydende vorm brood moet gesny word. Jy kan sien die beklemtoning word nog steeds gebruik met die uitroepteken, maar dan gebruik ons die woordjie moet gesny word. En met 'n vraag, bedrywende vorm, wie lag? Deur wie word gelag?
En so dit is baie belangrik om te kan sien wanneer daar nie 'n voorwerp in 'n sin is nie, dat jy dit nog steeds in die leidende vorm kan oorskryf. Jy moet net so 'n bietjie mooier dink watter woorde gebruik word. En dit is die einde van hierdie les oor sinsleer. Daar is nog baie ander dingetjies waaraan ons kan aandag gee, maar ek dink in die volgende les gaan vraestel 1 bespreek word en dan sal jy baie van hierdie goed wat ons nou vandag gekyk het, kan toepas in die vraestel. Baie sterkte. Ek hoop jy het iets geleer vandag. Totsiens.